Goeiemôre van my kant af en Werner, baie dankie vir die uitnodiging. Dis 'n voorreg en lekker om by julle te wees. En julle moet weet wat se vriend is Werner as ek nou 140 km moet ry om 20 minute te praat. En skree maar net, Corneille hou tyd. In my kerk is daar 'n horlosie daar en ek kyk na hom. Ek is pastoor daar in AGS Sunnyside. Ons het so 8 dienste op 'n Sondag in 6 verskillende tale. En as jy nie na die horlosie kyk en hom dophou net nie, moeilikheid. So dis hoekom ons die horlosie gebruik. So sy kan maar net skree. Ek kyk hier vir 'n horlosie. Hier nie skree maar net as 20 minute verby is, dan gaan ek klaar maak. Nou kom ek sê net vinnig, ek gaan 'n minuut of 2 vat om vir julle te verduidelik wie Werner is. Ek het al 'n paar jaar lekker met die karavaan vakansie gehou daar in Hartenbos. En ek probeer dit so stil as moontlik hou. Want ek weet, julle is nie so nie, maar as ek op vakansie is, los my uit, moenie met my praat nie, moenie weet ek is 'n pastoor nie, los my net uit. En ons kuier te lekker daar, jaar na jaar, ek dink dit was jaar 3, toe ek weer daar kuier. Toe gaan ek badkamer toe en toe ek in die badkamer instap, toe sê iemand vir my, môre pastoor. Ek dog, wat is dit nou? Toe ek terugstap karavaan toe, môre pastoor. Ander vroukie vir my, hi, ek hoor jy's 'n pastoor. Ek sê, waar hoor jy dit? Sy sê, daai karavaan, Werner, en hy is nie eers 'n karavaner nie. Ek is 'n karavaner. Hy is nie eers 'n karavaner nie, toe het hy 'n karavaan gehuur en daar gebly, en ek weet nie vir hoeveel mense het hy vertel, ek's 'n pastoor nie. Maar toe weet die hele Hartenbos, ek's 'n pastoor. En dis Werner. Nou kerkplanting, skies dat dit Engels is, as ek meer tyd gehad het, sou ek dit vir julle vertaal het. Maar kerkplanting en hierdie sisteem M4, ek gaan net so 'n bietjie oor dit praat en verduidelik. Dit kom van Europa af en is uitstekend. Ek het net nou gou weer vir Oyvind gevra van Noorwe wat die leier is daar. Hy sê hulle het in die afgelope paar jare 500 kerke geplant met die sisteem, die M4 sisteem. En ek wil dit so 'n bietjie aan julle verduidelik vandag en vra dat julle by dit inkoop. Kyk vir die een langs jou en sê koop in. Jy het dit nie gemaak soos Jan gesê het nie, jy het dit nie ontwerp nie, maar hierdie is daarom deur Europese ouens ontwerp, so dis baie goed, en dit sal wonderlik wees as jy in dit kan inkoop. Jy kan na die volgende slide toe gaan, dankie. So kerkplanting, nou my eerste vraag is, weer skies vir die Engels, vra vir die een langs jou, is jy 'n goeie pastoor? Of is jy 'n beter pastoor? Is jy 'n goeie pastoor, of is jy 'n beter pastoor? Nou as ek meer tyd gehad het, sou ek vir julle vra, gee my die definisie, maar laat ek sommer net vinnig aangaan. Ek wens, ek het vroeg in my bediening iemand gehad wat my gekonfronteer het met wat ek jou gaan konfronteer vandag. En ek sien gelukkig hierso so tussen die gryskoppe, en myne is ook grys, so is okay. Maar tussen die gryskoppe is hier dan so 'n hele paar jong koppe ook. En 'n goeie pastoor is soos meeste van ons dink ek was op college. 'n Goeie pastoor is 'n pastoor wat mooi na sy gemeente omsien. Wat mooi vir sy mense gaan hospitaalbesoek doen en omgee en lief hê en baie goed doen wat Jan nou net gesê het. 'n goeie pastoor kyk wonderlik na sy gemeente en sy lede en alles. 'n Beter pastoor, so tussen die goed, en dis baie goed om dit te doen, jy moet 'n goeie pastoor wees, maar so tussen die goed doen en mooi kyk na jou mense, bid en vertrou 'n beter pastoor en sê, Here, wys my 'n plek waar ek iets anders moet plant. Kyk nou vir jou buurman en sê, amen of eina. Is jy al gekonfronteer met die waarheid? Want ek weet, ek was in 91, het ek klaar gemaak met college.
In daai jare met die beste dosente, die wonderlikste dosente, op college was ek weet nie van jou nie, maar op college was ek net geleer, jy moet so pastoor wees, jy moet so lyk, jy moet so na jou mense omsien, jy moet dit doen. Ek was nie op college gekonfronteer om te sê, bid en hoor by die Here en vertrou, miskien 'n 5 of 'n 10 kilometer van jou af, of dan as jy in 'n stadsomgewing is wat moeilik is, moontlik in 'n rural area, in 'n minder gegoede area, kan jy jou oë oopmaak en by die Here hoor, is daar iets anders wat ek kan plant? Is daar iets anders wat ek kan begin? En dis basies waaroor hierdie kerkplanting gaan. Volgende skerm is, ek wens ek het tyd gehad om dit met julle te deel, ek dink jy kan vinnig deur 'n paar gaan, van Thomas Chalmers. Julle kan my as julle wil na vandag weer uitnooi en sê ek moet julle praat oor Thomas Chalmers. Hardloop het gou deur die slides, ek dink is 4. Hardloop vinnig deur alles, hardloop tot op die einde, hardloop, ek het ongelukkig nie tyd vir daai nie. Hardloop, wil jy met aangaan, as ek gaan tot op die einde. Ek wil net wys wat is die boek, en dan kan jy, as jy hierdie boek in die hande kan kry, is een van die beste boeke wat ek in die afgelope tyd gelees het. Daai, author Lisa Harper, A Jesus-Shaped Life. As jy daai boek kan kry, is baie interessant, dis 'n boek wat sy geskryf het om haar doktoraal te doen. En as jy nou daai boek lees en kyk hoeveel studie en navorsing het in daai boek ingegaan, dan besef jy kan nie 'n doktoraal koop nie. Kyk vir die een langs jou, moenie jou doktersgraad koop nie. Werk maar vir hom. Okay. So as jy daai boek kan kry, dan sê jy die storie van Thomas Chalmers daar binne kry. Gaan na die volgende slide toe, dankie. Ekskuus vir die Engels. Nou, hierdie is pastoor Barend, die visiepresident se visie. Die Here het dit wakker gemaak in hom, en die hele NLF en die amptdraers en ons almal het ingekoop in hierdie visie. En ek dink ons moet regtig bid en die Here vertrou, dat hierdie visie waar sal word. En die visie is om oor die volgende 10 jaar, elke jaar 100 kerke te plant, en die Here te vertrou dat ons in die volgende 10 jaar 1000 gemeentes kan voeg by die AGS. Nou jou gemeente gaan Sondag nie vir jou 1 keer amen sê nie. Kan ek asseblief 'n amen hoor? Jo, okay, julle het probeer. So, dis eintlik eenvoudig. Dit klink baie, maar ons is omtrent 50 streke. So as elke streek 2 gemeentes in 'n jaar plant, in die hele streek, julle die netwerke, 2 gemeentes plant, dan trek ons by 100 'n jaar en 1000 in 10 jaar. Wat ek gou kyk, hoe goed ken julle die kerk, min of meer, hoeveel gemeentes het ons huidiglik, die AGS? Jy mag nie antwoord nie. Kan julle hom help? Kan julle vir Werner help? Hy weet, hy het dit by die NLF nou gehoor. Baie mooi, 1820. Ons het 1820 gemeentes in die AGS huidiglik. Gaan dit nie fantasties wees as die Here vertoef om te kom en ons kan in die volgende 10 jaar 1000 by daai 1820 voeg? Dan kyk vir die een langs jou en sê, jy kan man. Jy kan man. En hoe kan ons dit doen? Deur saam te werk, baie goed wat Jan genoem het. Deur in te koop, gaan vir ons volgende slide toe, asseblief. Ek dink ek gaan hier eers beduie. Ek weet julle is nou nie skoolkinders nie, maar ek weet as mense goed sien, dan werk dit beter. Is dit jou vrou? Goed om jou te ontmoet. Jy moet bietjie saam met hom vergaderings toe kom. Kom staan julle vir my hier, julle is die kerkplanters. Reg. Ek gaan dit nou vir jou illustreer, dan gaan dit vir jou baie eenvoudiger wees. Werner en sy vrou is die kerkplanters. Nou het hy 'n span van 5 nodig. Wie's jonk en vinnig? Julle kan maar kom. Kom jy, ek kan nooit vir jou sê wat jy moet doen nie. Kom. 1, 2, 3, 4. Kan jy kom? Kom. 5. So dis Corneille, my vrou. Ek mag nooit vir haar sê wat om te doen nie, so dis goed vandag.
So dis die kerkplanters, die twee, en staan by die span. Dis die span van 1, 2, 3, 4, 5. Ek dink nie ek het tyd om daai te verduidelik nie, gaan aan na die volgende slide toe, asseblief. Nog een. Nog een. En nog een. Daar. Jy sien, deel van hierdie M4 sisteem is ons beweeg van ek na ons. Dis 'n kerkplanter met sy vrou, of dit kan 'n vrou wees wat die kerkplanter is met haar man, en dan moet hulle 'n span van omtrent 5 by hulle hê, en saam gaan hulle nou uit 'n gemeente uitbeweeg, en gaan hulle in 'n area, heel moontlik naby die gemeente, 'n gemeente plant, en terwyl hulle dit doen, is daar sekere basiese opleiding wat hulle gaan ontvang. Jy's jong, kom gou. Jy's 'n assessor. Jy's 'n assessor. Wie praat baie? Adel? Adel? Kom, jy's 'n coach. Jy kan musiek maak. Jy's 'n assessor. Wat's jy? Assessor. Wat is jy? Ek praat baie. Wat? Jy's 'n coach. Ek's 'n coach. Reg, en dan wie hou van 'n Jackie? Ek dink jy kan lekker leer, kom hierso. Jackie is die facilitator. Het ek dan nog tyd oor? Okay. Alright, nou kom ek verduidelik. So hier is die kerkplanter en sy spouse, sy vrou. Dit kan 'n vrou ook wees en dan die man ondersteun met sy span van 5 en hulle het verskillende talente. The emphasis is on we, die klem is op ons, nie ek nie. Dis nie, hierdie kerkplantstelsel is nie 'n ek iets nie. Dis 'n ons saam bid en ons saam hoor by die Here en ons saam begin werk en ons help mekaar en ons ondersteun mekaar. Nou reg aan die begin kom die assessor na die kerkplanter toe en van julle moet ons nou help om assessors te word. Jy gaan geleer word baie kort, 1 of 2 dag opleiding. Dan moet die assessor met die kerkplanter en sy vrou of man praat en daar's 'n sekere lys van vrae wat jy deurwerk om te bepaal, is die persoon gereed vir kerkplanting? Dankie dat jy saamspeel. Is die persoon gereed vir kerkplanting? En 90% plus van die tyd gaan die antwoord wees ja. Dit gaan regtig 'n uitsondering wees, want die assessor wil nie nee sê nie. Die assessor wil net bepaal, is daar gapings, is daar plekke wat ons moet aanvul, is daar plekke waar ons jou moet help in hierdie proses wat jy nou hierdie kerkplantingspan gaan lei. So eenmalig ontmoet hy met die assessor. Hulle praat, bepaal sekere goed wat aangevul moet word en hulle het ook 'n mooi sessie saam. Assessor, jy kan terugbeweeg. Dan onmiddellik van die begin af vat ons 'n afrigter, dis mos nou Afrikaans, maar 'n Engelse coach. Vat ons die een wat baie praat, die coach, en van die begin af sit ons die coach langs die hele span. Gaan terug na julle we toe, ons. Sit ons die coach voor die hele span en die hele idee is dat hierdie coach eenmal 'n maand met hierdie span ontmoet. As dit moontlik is in persoon goed, as dit nie moontlik is nie dan online. Ons wil baie goed op online doen, maar daar's maar nie 'n groot begroting nie. En dan begelei die coach die hele span met vrae. Dis coaching. Net vra. Sy mag nie hulle raad gee nie. Sy mag nie vir hulle sê wat hulle moet doen nie. Ek hou so baie van hierdie gedagte wat uit die coaching kom. Is wanneer 'n coach met 'n span werk, dan is die idee, die antwoord is klaar in die persoon. Die Heilige Gees het klaar die antwoord binne in die persoon gewek en geplaas. Die coach moet net die regte vrae vra, dat die antwoorde sal uitkom en duidelik word. En nou eenmal 'n maand, so tussen julle, mag die Here help
dat daar assessors sal wees, wat hierdie funksie vervul. Tussen julle, Werner sal die ding verder vat, jy moet my sê van die tyd. Werner sal dit verder vat, tussen julle bid ek en vertrou ek die Here, dat daar sommige sal wees wat sê, ek voel ek het 'n coaching ministry, en ek sal so 'n span kan help, net deur vrae te vra, nie slim te wees nie, nie antwoorde te gee nie, maar deur sensitief deur die Heilige Gees gelei, vrae te vra om uit te haal wat binne in hierdie persoon is. En hulle te begelei in die proses om 'n sukses van die planting te maak. Omtrent eenmal 'n maand. Dankie coach, jy kan terugbeweeg. En dan is Jackie die facilitator, dis soos 'n onderwyser. En die rol van die facilitator is, sy gaan hierdie span vat, en Saterdagoggende, ons werk op die oomblik met daai stelsel, dit kan altyd verander, vir omtrent so 2 ure, eenmal 'n maand, 4 sessies, op 'n Saterdagoggend gaan sy hulle facilitate of leer, wat behels M1, M2, M3 en M4. En dan aan die einde van 6 maande, M1 vat omtrent so 6 maande, 4 sessies, dan gaan ons probeer as dit moontlik is, en die streek dit kan bekostig, en die hoofkantoor help graag, gaan hulle die mense vat op 'n wegbreek, en dan gaan hulle daar, hierdie span, dis vir my regtig baie oulik daai, prakties, rondom 'n tafel sit, met 'n A3 papier, en jy vra hulle sekere goed van vooraf, en daar rondom die tafel praat hulle, en hulle beplan hulle, wat is ons visie, wie wil ons bereik, hoe wil ons dit bereik, hoe gaan ons geld by mekaar kry om dit te doen, al daai vrae word geantwoord deur die span, wat rondom 'n tafel sit, en met mekaar praat. So dis die funksie van die facilitator. Ek hoop julle verstaan waaroor dit gaan. Julle kan maar almal sit, baie dankie hoor. Het ek nog tyd? Reg, so dis die M4 stelsel, en hierdie 4, miskien kan ek nog net dit noem. Ek het nog 5 minute, dis wonderlik. Gaan na die volgende slide toe. Nou is daar 4 hoofstukke, en elke hoofstuk het 'n onderafdeling. Die eerste een is, dis hoekom dit M4 genoem word, dis alles wat begin met 'n M. M1, ek sal vir Werner vra, en hy sal vir julle hierdie hele PowerPoint gee, so moenie worry nie. As jy al hierdie goed kry. Dis ons hele gesindheid rondom hierdie stelsel, en dis so wonderlik, dis die gesindheid van die ouens wat van Europa, Noorwe en ander plekke, Spanje, vlieg om ons te kom help met opleiding. Hulle hart is, hulle wil nie geld maak nie. Hulle hart is nie, hulle wil nie geld vra vir hulle materiaal nie. Hulle gee alles gratis, hulle gee alles verniet. Hulle gesindheid is, die Here moet ons help dat kerke geplant kan word. Ek kan nie net 'n goeie pastoor wees nie. Ek moet 'n beter pastoor wees. So die eerste een is M1, it's about the master, die meester, dis die eerste een, dis wonderlik, eintlik baie goeie materiaal. Alles word saamgevat, en het ek so 'n boekie, ek het hom gehad, waar hy lê daar buitekant, nou is reg. So alles word saamgevat in so 'n klein boekie. So die eerste 4 hoofstukke gaan oor M1, die master of die meester. The Gospel of the Kingdom, gaan terug net, Biblical Foundations of a Team, Vision and Model of a Church Plant, Working Together, Values, Rules and Practices. So daai is 4 eenhede wat die eerste hoofstuk vorm, M1 wat handel oor die meester, the master. M2 is Mission. Mission is regtig Bybelgedryf, evangeliese werk, kry mense om Jesus te preek en te praat en te versprei. So 'n mission, die tweede hoofstuk gaan dan oor the core of the gospel, the context of mission, declaring the gospel and demonstrating the gospel. So die klem nommer 1 op Jesus die meester, die klem nommer 2 op M2 op die missie. Ons almal is op 'n missie. Apostolic faith. Sien hier's 2 voor wat dit ken. Apostolic faith. Miskien net 'n vinnige vraag. En as ek dit vir jou sê, vra ek dit net soveel vir myself vanmôre. Hoeveel is jy op missie?
Hoeveel is jy op sending? Hoeveel is jy net besig met jou kerk en jou mense en jou administrasie en jou probleme en jou finansies, wat goed is, wat wonderlik is. Ek is een wat verskriklik ernstig is oor 'n herder en die rol wat 'n herder speel. Dis so belangrik. Maar mag die Here jou help dat jy nie net vashak by 'n herder nie, maar dat jy ook sê ek moet my oë oopmaak vir sending. Ek moet my oë oopmaak vir missie. Ek moet 'n geleentheid soek waar ek iets anders kan begin vir die Here. Ek het 1 minuut oor. Die 3de hoofstuk is multiplication. Dit gaan oor disippelskap. En ek glo, ek dink familie dat jy sterk op dit. Is julle disippelskap programme in julle gemeentes. Elke lidmaat is 'n lewende getuienis. Dis M3 oor multiplication, discipleskap. Dit gaan oor cultivating our lives for fruitful discipleship, cultivating discipleship in today's culture, cultivating our discipleship practices, honest conversations about discipleship. Julle span word geleer en word gelei en word gehelp en die coach ken die goed ook en vra hulle, is julle besig om disippels te maak? Of het julle net 'n klomp lidmate wat inkom en die sitplek warm sit en jy moet hom gelukkig hou? Maak ons disippels. En dan die laaste hoofstuk 4 wat gaan oor movement, en ek hou van dit. The Biblical Foundations for Growth and Multiplication, en julle kan dit lees. Maar movement is, wanneer jy deur hierdie proses gaan, dit vat omtrent so 2 jaar. M1 6 maande, M2 6 maande, M3 6 maande, M4 6 maande, rustig, stadig, nie in die aand gaan werk en take uitwerk en allerhande goed nie. Net 'n lekker leeromgewing om meer te leer en te ontdek. Hierdie 4de hoofstuk skep in jou 'n kultuur van ek moet kerke plant. Ek moet aanhou move. Ek moet aanhou beweeg. Selfs as ek uit my kerk uit nog 'n kerk geplant het, dan sê ek nie prys die Here, nou kan U my kom haal, ek slaan nie. Daar's 'n kultuur in jou geskep van ek moet nog 'n kerk plant. Nou kan ek dalk daai selfde ouens gebruik of hulle kan daar bly en ek kan 'n nuwe span ontwikkel of van daai span sê hier is ek weer, gebruik my, en hulle beweeg na 'n ander plek toe en ons skep onder ons 'n kultuur van movement, van ons moet kerke plant. Amen. Ag, ek wil maar sê, dit is goed dat Thomas 140 kilos gery het vir die 20 minute, want hy het baie goed gedoen. Baie dankie, Thomas. Kan ons even 'n groot hande klap. Ek het net gevra, ek wil net sy sessie afsluit, want ek wil 'n beroep doen, en ek het hom gevra om dit te kom verduidelik, want ek het gedink hy gaan dit beter verduidelik as wat ek dit kan verduidelik, en ek was reg. So dankie, Thomas. Laat hy dit kom verduidelik. Maar ons het al 'n assessor. Jackie, staan op. Daar is sy. Sy's getrein in assessoring. Weet jy wat se woord is nie, maar is nou. Ons het Alfonsie wat 'n klomp ouens oplei. Facilitator, nee, as ek reg is. As ek sê, hy is die facilitator. Fonsie, wys hulle net. Hy is getrou, hy lei 'n klomp ouens op. Daar is al ouens in die pipeline. Van die ander netwerke, se ouens is ook deel van hierdie opleiding wat Fonsie gee. Ons het al 'n coach wat getrein is, want hulle train jou hoe om die coach te doen. Ek het ook die training gedoen, maar Roelof staan man, hulle moet jou sien. Hulle moet. Sien julle? Ons het al. So ons het al iets. As jy in jou hart beweeg voel, sê man, ek sal die coaching ding ondersoek. Ek sal die assessor ding ondersoek. Want ons kort nou nuwe facilitators. Ek ben Fonsie journey met hierdie groep ouens. Ons kort nuwe ouens, dis 'n 2 jaar journey om die volgende groepering planters te vat. Sê maar ek sal so input wil gee. Asseblief laat weet ons. As jy wil weet van
coaches, en jy wil praat met Roelof, as jy wil weet van die assessors, praat met Jackie, as jy wil weet van fasilitering, praat met Fancy. En dan gaan ons uitvind waar en wanneer ons jou kan oplei, wanneer is die volgende opleiding en ons sal daai inligting deurgee. Maar praat met hulle sal vir jou 'n bietjie inligting gee oor dit. Op die stadium dink ons, en ons bly dit sê as Familia Day om kerke te plant. Nou die lekker ding is, julle sien dis nie 'n one-man show nie. Dis nie 'n one-man show nie. En nou sê ouens man, wat kan jy my leer? Ek is al hoeveel jaar, wat wil ek weet van master, ek weet Jesus is in charge, en wat wil ek leer van disipelskap? Maar as dit so is, dat ons nou so volleerd is, dan sal ons mos nou verskriklik baie kerke geplant het die heeltyd. Maar dit voel vir my of ons dalk iets het om te leer. Om te herontdek. Rondom 'n movement. Apostoliese geloof sending. Daar's moontlik iets wat ons moet herontdek rondom ons DNA en wat ons het om voort te plant, ook in die vorm van kerke. Nou as jy hier sit en van julle het al met my gepraat en dan hoor ek nou hier so in die wandelgange van maar het jy al met so gepraat, hulle is so besig met dit, dan sê ek nee, ek het nie. Het jy al met daai met jou oor? Nee, hy het nie. Hey, praat met my. As jy besig is met 'n ding, asseblief, wat ons wil as Familia Day saam dink. Onthou, ons kan mekaar help, ons kan een gemeente kan sê, ek het maar uit van ons ander gemeentes kan deel van 'n team kom, hoekom nie? Hoekom kan nou nie ouens uit Dani se gemeente, ouens uit Gerrie se gemeente, saam 'n team maak, en sê maar ons plant Dani. Ons kan dit doen. Ons kan saam finansies generate. So die gewig hoef nie op een gemeente te lê nie. Nou jy kan dit doen, by al mens, as jy die capacity het, en jy doen het, gaan plant. As jy wil sê, maar ek wil saamwerk, onthou, ouens praat nou kan ons koneksies begin maak. En dan, let's go. Kom ons bid saam, kom ons kry hierdie crowd saam, laat hulle saam bid, laat hulle saam dink, laat ons saam beplan, en dan gaan ons. Dan plant ons Familia Day kerke. AGS Familia Day kerk. Dan plant ons hulle. Nou sê vir my, maar ons is klaar betrokke, ons plant, help ander streke en kerke plant, en daar, ek weet by ons sê vir my, ons klaar betrokke met ander modelle, by all means, go for it. Go for it. Help ander streke ook plant, gaan te kere, maar plant van ons en ook asseblief. En dan, as jy besig met ander modelle, dis great, gebruik dan hierdie is so fenominale tool as 'n struktuur, as 'n raamwerk. Gebruik die assessor kan jou jare spaar. Want nou sit die persoon vol vuur en vlam, ek gaan plant. Dan vra die assessor daai persoon 'n paar vrae en dan besef hy, ek moet net gou dit in plek kry. En dan red daai assessor daai persoon dalk van 'n groot smash. Of bevestig 'n klomp dinge. Ready to go. En go. Kry die coach wat jou bystaan. Hoekom? Why would you want to do it alone? Ons het gehoor wat John oor praat. Why would you want to do it alone? Kom ons doen dit. Asseblief, as julle soos julle belangstel, begin praat asseblief. En dan kry ons sal die coaches oplei, ons sal die planters oplei, ons sal alles doen. As jy besig is met ander goed, gebruik die structure. Dit is daar vir jou om gebruik te word. En met daai land ek dan nou, Familia Day ek koop Maart 2026, en sê vir almal baie dankie, dat julle hier was. Ek dink was 'n lekker koop gewees. Daar was 'n paar dinge wat ek gaan vir Dani oorgee, en hy sal al die bedankings doen.